Jammer vir die geraas in die agtergrond, maar die prentjie verduidelik alles. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor daai worsteling, jy voel met jou kop 'n ding, dan kom jou hart en hy vertel vir jou heeltemal 'n ander storie. Mag hierdie woord vir jou antwoorde bring. Om saam met my die woord van die Here oop te maak, en ons gaan met mekaar saam lees Markus hoofstuk 10, baie bekende gedeelte. Markus die 10de hoofstuk. Ons gaan met mekaar daar saam lees. Dit is die baie bekende gedeelte oor die ryk jong man. En ek wil hê, u moet nou verby al die bekende kyk. En kyk of jy vanmôre in die skriflesing iets kan ontdek wat jy nog nie voorheen so raak gelees het nie. Voordat ons dit doen, kom ons gaan net so buig, dan vra ons vir die Here om vir ons te lei, ook met die lees van sy woord en die bediening van sy woord. So ons kom buig nou voor u, terwyl ons met die geopende woord voor ons sit, dat hierdie woord vanmôre vir ons lig sal bring, dat u ook vanmôre hierdie bekende verhaal sal gebruik, om vir ons iets niets oop te breek, waarmee ons vertroud is in die dag waarin ons lewe. Terwyl ons nou gaan lees, Here, is ons vertroue en ons afhanklikheid op u, dat u nou u woord sal kom oopbreek. Amen. Vers 17, toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë. En dit was nie net so 'n terloopse gesprek nie, as jy nou kyk na alles wat saam met dit loop. En hy vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al die dinge het ek onderhou van my jeug af. Schies toch vers 21. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het. Gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde. Maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Ek wil net daar onderbreek. Daai is 'n algemene beskrywing daai tyd gewees. Die openinge waar hulle deurgeloop het was baie klein, om te keer dat ouens nie net met alles uit die stad uitvlug nie. Was dit so klein deur, so aards gewees. En die kameel moes half op sy knieë daardeur. So en eers die vrag aflaai. Daar is nie plek vir die kameel en sy vrag nie. So hy moet dan sy deur aan die kant. So lekker checkpoint wat hulle gehad het, as ek die ding so kyk. En dis die verduideliking van daai vers. Vers 26, hulle was uitermate verslae en het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. Vers 27 is die vers waaroor ons met mekaar wil deel vandag. By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik.
terwyl ek voorberei het en my hart voor die Here stil gemaak het en tyd spandeer het rondom hierdie woord en bepeins het, was dit vir my so verkwikkend om maar net weer eens te sien hoe die moderne tyd waarin ons lewe glad nie by die Bybel wegbeweeg het nie. Die samelewing wil dit sê. Maar die tyd waarin ons lewe is so vars toepaslik op die woord van God soos vandag. So wanneer ons met mekaar praat, kan ek net daai skermpie daar kry asseblief? Kan iemand net vir ons hier kom uitsorteer dat ek so lank aangaan? Terwyl ons hierdie gedeelte gelees het, wil ek graag met u praat oor die moderne term online geloof. Dis nou nie 'n algemene term in die samelewing nie, maar ek kan dit vir jou nou verduidelik. Indien al die goedjies nou op hulle plek is, dan gaan ek dit nou vir julle verduidelik en kommunikeer. Maar ek gaan nou net eers hom verduidelik rondom die begrip online geloof. Dis iets wat nogals baie toepaslik is in die dag waarin ons lewe, want hier mag dalk, nee, hier is nie iemand in hierdie gehoor. Is hier iemand in hierdie gehoor wat glad nie 'n selfoon het nie? Right, julle almal het online geloof. Maak nie saak wat jou ID-nommer is nie. As ons die tegnologie het, en jy het internet, verstaan jy nou wat ek bedoel met online geloof. En ek wil dit graag net 'n bietjie verduidelik, sodat ons na die skrifgedeelte toe kan kom, wanneer ons nou daarby gaan uitkom. Online geloof beteken, dat jy jou geloof, verstandelike geloof, niks met zaligmakende geloof nie, verstandelike geloof, en jou kennis, bou op die skerm waarmee jy besig is. Of dit nou jou foon is, en of dit nou 'n rekenaar, laptop, maak nie saak wat dit is nie. En dan wil ek graag net 'n bietjie inkleer. Die begrip online geloof. Alles wat ek en jy doen, is deesdae gekoppel aan 'n skerm. En ek wil nou nie daaroor te lank uitbrei nie, dit is baie algemeen en bekend. En as ek en jy iets nie weet nie, dan maak ons 'n draai by Tannie Google. En hoe meer kloonop jy is met die tegnologie, hoe vinniger verlaat jy jou op Tannie Google. Tannie Google is baie nice. Sy het vir jou alle antwoorde en sy gee vir jou nogal verskillende opsies. Sy sê met een keer vir jou op wat jy nie wil weet nie, en sy sit jou op 'n dwaalspoor. En sy die regte feite en sy die ander ouse feite. Maar online geloof maak dat jy oor alles kan saampraat, wat jy toegang tot inligting. Ek is met my kinders besig om te praat oor die foon, en sê hulle vir my, ek het vir pa 'n link gestuur. Terwyl ons besig is om te gesels of ons sit in 'n sitkamer situasie, dan nader hulle Tannie Google oor die onderwerp waaroor ons praat, en stuur vir my 'n toepaslike link. En ek beskou dit nie as negatief nie, ek is dankbaar daaroor. Dit verbreek my kennis ook. En dit maak dat jy oor alles kan saam praat, en as jy nie nou daaroor kan praat nie, kan jy binnekort 'n antwoord gee. Jy kan kennis oordra, jy kan selfs links aanstuur, soos ek nou gesê het. Alles te danke aan die tegnologie wat ons het. En as jy meer spesifiek wil wees,
en jy wil op 'n meer spesifieke area fokus, terwyl jy online is, dan gebruik jy 'n app. Is hier iemand in hierdie gehoor wat glad nie WhatsApp het nie? So ons gebruik almal apps. En enige ander funksie op daai foon, toe maar daar word sy klaar en gehelp. WhatsApp. Maar dis wat jy gebruik nie, jy het 'n app nodig om daai bron te dryf. Waaruit gehuisves word. En dit maak dat sosiale media die inligtingsbron is. Jy weet, lank al terug as 'n kind gebore word, en daar vra jy moet rondbel en te kere gaan, en dan kry jy nou uiteindelik die boodskap. En so vertel iemand vir my van die familie wat oor see is. En natuurlijk die jare nou met 'n typie het hulle nou 'n boodskap opgeneem en dan pos hulle hom. Hy vat maande om hier aan te kom. Dan hoor hulle nou net die kleintjie is gebore. Dan stuur hulle nou weer 'n boodskap terug en vat dit nou weer hoeveel maande. Teen die tyd wanneer daai boodskap terugkom oor daai kleintjie wat gebore is die volgende produksielyn al lang al op dreef. Nee, next one is hier. En vandag wat is 'n geboorte? Sonar foto's. Die wêreld volgestuur. Sosiale media is die bron van inligting. Jy hoef nie te worry nie, hulle gaan baie vandag uitvind as hier is nie. Daai nuus versprei binne minute oor die wêreld. Stefaans het gegaan. Lang al terug as jy so met 'n roemtelegram gehoor het, as jy nie naby koneksie het nie. Ons almal gebruik hierdie tegnologie. Maar wat wil ek vir julle sê hierdeur? Ek is nie teen die tegnologie nie, ek gebruik dit self. Ons almal gebruik dit. Al is ons nou nie almal ewe gemaklik daarmee nie. Maar dis online geloof, verstandelike geloof word gebou op die skerm waarmee jy besig is. As jy onseker is oor hoe iets aan mekaar gesit moet word, dan gaan YouTube loop, of jy gebruik 'n ander bron. En nou kom ons by die kern van die saak uit. Al hierdie kopkennis wat jy opgetel het op sosiale media en op die apps en waar ook al, kan jy Google die lot van hulle. Al hierdie goed is verstandelike kennis. Die prentjie verander drasties as dit verander moet word in ondervinding. En dit is 'n geweldige probleem in die samelewing waarin ons vandag is. Jou jonger generasie se kennisvlak is daar, hy kan met jou oor alles praat. Hulle het nog vir sy ouma gesê, moenie sit en tande tel nie, jy kan dit nie vir hulle sê nie, hy weet. Hy is gekonnekt, sy vlak van inligting is daar. Maar ongelukkig is sy kennisvlak, sy ervaring althans, sy lewensondervinding lê daar. Hierdie het hom verby geskuif. En net voor die ou mense nou baie tevrede raak met my, ek wil net gou die ander kant van die munt ook skets. Die ouer generasie het 'n ander probleem. Hulle het nou wel sonder tegnologie groot geword, so 'n lewenservaring en kennis het saamgeloop. Dis wonderlik en dis nice, maar dis die groep wat gestagneer het. As daai twee dieselfde bly, wat dryf jou? As hulle op dieselfde vlak bly, is daar niks dryfkrag nie. So ons kom by hierdie punt uit, om hierdie kopkennis en hierdie verstandelike kennis en geloof oor te sit in praktyk, verander die prentjie. Ek deel met jou vanoggend se boodskap uit 3 dele, nie 3 punte nie, 3 dele. Die eerste deel is die praktyk wat ek nou vir jou verduidelik het. Die volgende deel gaan ek vir jou nou 'n storie vertel met prentjies wat ek vir julle wil wys. Om hierdie beginsel te staaf, en ek wil hê jy moet dit snap, die verskil tussen die kennis hierbo
en die lewenservaring. Ek het nou gereeld, daai twee goutjies met my kom help, want julle gaan lank vat om my te antwoord. Goutjies daar, hulle gegooi hierso, kom help julle my. Ek het nou net 'n bietjie daar na hulle toe beweeg. Hierso, kom sit sommer daar. Want julle moet daar op daai ding kyk. Okay, sit daar. Okay, is ver genoeg. Sit net daar by julle. Julle moet my daar kyk, julle twee goedjies moet my help, né? Ek gaan vir julle nou prentjies. Nou wil ek gou vir julle 'n ware verhaal vertel. Dis die tweede deel, en dan gaan ek na die Bybel toe en ons gaan na die praktyk deel waar ek en jy hierdie twee punte bymekaar moet uitbring. Op die skerm wil ek vir julle die storie vertel van Charles Blondin. Charles Blondin, dis hoe hy gelyk het, en hy het gelewe lang al terug, 1825 tot 1897. Hy was die eerste persoon wat in die VSA by die Niagara valle van die een punt na die ander punt geloop het op 'n tou. Julle girls, daai oom op daai prentjie het 'n tou gespan oor die water. En toe loop hy van hierdie kant af bo op die tou, bo op die water, ander kant toe. 340 meter was die afstand. Nou hy was 'n akrobaat en Charles Blondin was 5 jaar oud toe ouens sy potensiaal raak gesien en sy katstreek in hom gesien en stuur vir opleiding. En hy word toe 'n akrobaat. En hy het daai rivier verskeie kere gekruis. Die eerste groot geleentheid was die 30ste Junie 1859. Daar is groot advertensies gemaak daarvan, ek kan nou gelukkig al die prentjies kyk nie, maar julle kan na die tyd gaan Google, en julle gaan hierdie goed wat ek vir julle wys ook daar kry. So daai foto's wat julle daar sien is nou al oor die 150. En hulle het advertensies opgesit vir hierdie groot geleentheid. 25.000 toeskouers daag op aan weerskante van die valle om hierdie waaghals te kom kyk. Wat gaan hy aanvang? Dis die afstand wat ek nou vir julle gesê het, 340 meter wat hy geloop het. Tot met 1896 is hy rondom 300 keer op daai spesifieke plek heen en weer met al sy vertonings en toertjies en triks en goed wat hy getrek het. Dit het baie lang so aangegaan. Hy het nooit 'n besering opgedoen val nie. Hy is toe nou oorle in 1897 aan een of ander siekte toestand. En die slim ouens het bereken tot op daai tydstip met sy toulopery op verskillende plekke waar hy was, het hy 16.000 kilos afgelê wat hy op 'n tou geloop het. Hy was 71 jaar oud. Toe het hy sy laaste ronde gedoen op daai valle. Had iets fout gegaan met die ou se ID-nommer, maar in elk geval daai tyd het hulle nog vleis en groente gehad, dink ek. Maar nietemin, dis 'n baie lang trek. Nou julle twee gullies, as iemand nou vir julle sê hy gaan met julle oor daai tou loop en hy wil jou abba, hy wil jou op sy rug tel, sal jy opklim? Wie van julle gaan het waag? Die ander kinders wat hier is, julle sit so verspreid. Wie van julle gaan het waag? Wie van julle gaan opklim? En vir 'n vet chocolate? En was so lang roomys?
Toe hy die eerste keer oor is, toe sê hy vir hulle, hy gaan dit weer doen, toe loop hy terug. So het dit 'n gereelde ding geword. En die verhaal word vertel dat wanneer hy toe nou 2 van daai rondes toe hy oorgeloop het en hierdie skare gaan mal. Toe hy aan die ander kant kom, toe staan daar 'n jong man en hom bewonder, soos al een van die 25.000 natuurlik. En hy vra vir hom, glo jy dat ek dit sal kan doen, of dat ek dit kan doen, en dit weer kan doen? En die jong man antwoord hom, ja meneer, ek het dit dan met my eie oë gesien. Toe sê hy vir hom, en hy draai om en hy buk en hy sê vir hom, klim op my rug, dan vat ek jou oor. En hy het gewag en gewag. En toe hy omdraai en kyk, toe hy man weg. Snap jy dus nou ietsie van die verskil? Met sy kop en met sy verstand het hy gesien, hy loop op die tou. Hy het die tou gesien. Hy het hierdie online geloof beleef, hierdie ou fokus op hierdie tou. Hy het het gesien, maar toe hy het self moes doen, nie vir my nie. Hy het verskeie kere gevra vir 'n volonteer om op sy rug te klim. Niemand wou nie. Uiteindelik het sy bestuurder, sy instrukteur, wat jy ook al die woord wil noem, het toe nou ingewillig, en die twee is oor. Toe raak dit groot stories. 'n tyd daarna verskyn hierdie advertensie in hulle koerant. Charles Blondin gaan met 'n krywa oor die valle loop op die tou. En die koste om hierdie show te kom sien was 25 cent. 5 uur die middag, die 16de Julie 1859. En almal daag op. En is weer gepak. En hy het die krywa gevat en hy het die krywa vol klippe gelaai en hy is met die krywa daar oor 340 meter. En toe hy die krywa daar stop, toe vra hy was nie om sulke vrae te vra, glo jy nou dat ek dit kan doen? En die skare het applaus gegee. En hy gooi die klippe uit die krywa uit en hy vra vir 'n volonteer, ek sal jou aan die kant toe stoot. Net soos julle reaksie, as nie 'n manier nie. En hy het nie 'n volonteer gekry nie. En later van tyd, toe het hy wel iemand gekry. En toe doen hy dit. En Charles Blondin het baie ander dinge aangevang. Hy het met stelte aan sy voete gesit en so hoog in die lug het hy oor hy tou geloop. Hy het allerhande triks getrek vir die res van sy lewe. Hy was 'n wêreldbekende figuur en hy was sekerlik die ou met die meeste byname. Die punt waarby ons wil uitkom, om daar te staan en te sien hoe hy oor die tou loop en al sy toertjies te beleef en om dit self te gaan beleef is twee verskillende dinge. Online geloof maak dat ek oor baie goed kan saampraat, maar ek het dit nog nooit self gedoen nie. Ek was nog nooit daar nie. Ek kan tot emosies beskryf van die oor wie ek lees, maar ek het dit nog nie self ervaar nie. En hierdie jong man wat na die Here Jesus toe gekom het alles gesien wat hy al gedoen het. Hy het hom beleef op verskillende terreine. En die Bybel sê in sy desperaatheid hardloop hy na die Here Jesus toe.
En hy vra vir hom, wat moet ek doen om in die hemel te kom? En die Here Jesus moes hom geken het, en hy moes sy denkpatroon geken het, en hy voer met hom hierdie gesprek. En toe raak het net 'n bietjie erg. Dis te veel gevra. Dieselfde Charles Blondin op daai foto wat julle op die skerm sien, het hy later so ver gegaan om iemand op 'n kruiwaag oor te stoot, en dan sy geblinddoek, daar waar hy loop as sy geblinddoek. Hy het verskeie kere daai wanne gekruis, geblinddoek, allerhande triks getrek. Hy het die ondervinding, hy het die ervaring, hy het die inoefening gedoen. En as hy die gaste nooi, luister, ek het alles klaar deurgegaan. Vertrou my, wat ek jou daar sal kry, dan verander die prentjie. Hy het nie vir hulle gesê, kom loop jy self op die tou nie. Hy het nie vir hulle gesê, kom oefen jy self die tou in nie. Hy het gesê, ek is die vervoerder. Vertrou my. Maak op my staat. Ek sal jou aan die kant kry. En die prentjie verander drasties. Ek wil net gou 'n bietjie terugbeweeg na die tegnologie toe, naamlik 'n toepas in geestelike lewe omstandighede. Ek en jy doen presies dieselfde wanneer ons net voordeel trek en het vra niks van ons nie. Dan is ons baie gemaklik om online geloof te beoefen, byvoorbeeld die tegnologie wat ons verskeie kere na verwys het. Hier baie goed oor die tegnologie wat ek en jy nie verstaan nie. Hoe lyk die sein, die frekwensie, die hele storie rondom dit, ek het nou nie oor al die goed uitbrei nie. Waar word al my inligting gestoor, hoe lyk die servers en al die goede wat saam met dit loop, hoe werk hierdie satelliete en die repeater en wat. Dis 'n confusing besigheid. Maar nog niemand van ons het die foon weggesmyt omdat ek nie alles van hierdie foon verstaan nie. Ons gebruik die funksies, al verstaan ons nie alles nie. Ons doen selfoonbankdienste, ons doen transaksies, ons stuur mails. Al verstaan ons nie, waar gaan hierdie dokument wat ek nou hier stuur, hoekom ons op enige plek in die wêreld uit in presies dieselfde formaat wat ek hom gestuur het. Niemand vou die briefetjie op en hardloop soos 'n posduif nie. Ons verstaan nie hierdie detail nie. Dit plaas ook nie. Ons gebruik die funksie. En die feit dat ek geleer het om die funksie te gebruik is vir my bevredigend, is vir my genoeg. Hierdie storie oor cloud storage en Dropbox en al daai goed, ek weet nie oor die detail nie, my inligting is veilig. Maar ek verstaan dit nie. Dis online geloof. En omdat ons nooit nodig het om te gaan kyk, waar word jou goed gebeere nie, plaar het jou nie. Nou kom ons na ons geestelike lewe toe. Die moderne mens, die tyd waarin ons lewe, die era waarin ons nou is, het ook hierdie online mentaliteit ontwikkel, dat ek oor alles kan saampraat en dit maak dat ek niks nodig het om te beleef nie. Ek kan saam godsdienst praat. Ek kan saam baie dinge deel. Ek kan links aanstuur. Die moderne mens, die oomblik, wanneer hy iets nie kan verklaar nie, dan weier hy om het te glo. As hy nie iets kan verduidelik nie, dan weier hy om te glo. En dis die volgende stap van online geloof. Dit bring die kloof
tussen verstandelike kennis en hartsondervinding word net al hoe verder uit mekaar uitgedryf. Die Bybel sê dat mense 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. Ons kan saam praat, maar die ervaring daarvan bestaan nie. Ek hoop ek druk my voldoende uit dat u verstaan wat ek bedoel, en kom ek gaan dit verder probeer verduidelik, dat u saam met my daarin kan deel. U kan by die huis nou die gedeelte gaan lees, terwille van die tyd gaan ek dit net vir u aanhaal. Ons lees in Kolossense 1 vers 15 tot 17, hierdie verstandelike ding wat my en jou verstand te bowe gaan. En dit is hierdie begrip dat God is die skepper van lewe, en daardie Kolossense 1 verduidelik vir ons dat voordat alles begin het, was Christus daar. Voor die skepping, voor enige iets, want uit hom en deur hom en tot hom het alle dinge ontstaan. Alles wat ontstaan het, was deur hom. Hierdie begrip is baie keer net te groot. Ons kan saam daaroor praat, tot op 'n punt. Dit raak nou buite my verwysingsraamwerk. En die Here is so groot en wonderlik dat hy vir ons dit 'n bietjie afbring. En terwyl dit nou Vadersdag is, hier is een vir die Paas. Ons gaan na die skepping toe van Adam en Eva. Die kinders, help my gou, wie is die eerste gemaak? Adam of Eva? Adam is eerste gemaak. En hy het hierdie besigheid so gekyk en hy het gesien, almal het maatjies. Al die diere is 2-2, behalwe hy. En daar is 'n baie goeie rede hoekom die Here besluit het dat Adam moet slaap terwyl hy Eva maak. Terwyl van die vrouens wat hier is, net 'n bietjie punte by julle kry. As Adam moes praat, en Adam moes by wees, sou hy daai design die mekaar gekrap het. Ons het nog hande en voete bygesit het, en 'n paar goed minder gemaak het, en 'n paar goed meer gemaak het. Jy gaan slaap, jy gaan nie inchip nie. En hy man word wakker. En omdat al wat hy geken het tot nou toe is net homself. En dis waar die woord vandaan kom. Wow, man! En die Here maak die vrou uit die man se rib uit. Want ons het Psalms vers 27 al, baie dinge wat vir die mens onmoontlik is, maar vir God is alle dinge moontlik. Of ek het nou met my online bring kan verklaar of nie verklaar nie, het nie nodig om my antwoord te gee nie. En so maak die Here man en vrou. Ons gaan nog 'n stapie verder. Omdat ons dit nie kan verklaar nie, wil die evolusioniste en die moderne mens hierdie goed uitskakel. Die Here doen dit 'n tweede keer. En hy tref die wêreld met sy wonder. En Maria word swanger sonder die toedoen van 'n man. En dit word vooruit geprofeteer. En al die profeseë rondom sy geboorteplek, rondom sy lewe, selfs voor geboorte,
al die profesieë wat selfs duisende jare vooruit geprofeteer is, kom alles net so in vervulling. Ons online verwysingsraamwerk werk op die hede en die verlede. God se online rondom die profesieë werk op die toekoms. Spot on, nie een gemis nie. Nou kom die mens, en hierdie selfe prentjie wat ek geskets het van Blonden, kom God na die mens toe. Die mens beleef God se roepstem, hy hoor God praat, hy beleef die Here se nabyheid, hy ervaar alles wat hy nodig het, en hy sal kan antwoord, ek het dit met my eie oë gesien, hoe sal ek dit nie glo nie? En dan sê die Here, soos in hierdie jongman se geval, los alles waarop jy vertrou, en kom na my toe. Ek sal jou oorvat. En hy draai om en hy stap weg. Om hierdie verstandelike kennis te verruil vir lewensondervinding, vra dat ek my vertroue op iemand anders sal plaas, wat die onmoonlike kan doen. En daarom sê vers 27, by mense is baie dinge onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En is nie net met betrekking tot redding nie. Hoeveel kinders van die Here sien die Here se verlossingswerk in ander se lewens. Hy hoor die stem van die Here, hy hoor hoe die Here met hom kom praat. Hy beleef die oortuigingswerk van die Here. En as die Here vir ons sê, gee jou pakkie vir my, sê nie, dit is nou te veel gevra. En ons betwyfel dit dan. Die Here wil my nie verlos nie, die Here kan my nie verlos nie, ek het nie genoeg wilkrag nie. Ek kan nie so vasbyt nie. Ek kom te lank hiermee. En al daardie redenasies keer ons om van hierdie verstandelike geloof, van hierdie verstandelike geloof oor te skuif na 'n vaste vertroue op hom wat die pad reeds hoeveel keer gestap het. Wat alreeds hoeveel duisende verlos het van sekere dinge. Wat alreeds hoeveel gered het deur die eeue. Wat alreeds hoeveel gereinig het, hoeveel diensbaar gemaak het. En nou kom staan jy voor die Here en sê, dis een te veel. Dieselfde met die opstanding van die Here Jesus na die kruisiging. Hy het dit vir hulle gesê, hy het dit vir hulle vertel, hy het hulle daarop voorberei. Sy disippels het alles gehoor hier rondom. Maar toe hulle dit in geloof in aksie moet sit, toe verander die prentjie. Ek is naby aan klaar. Ek het so gedink terwyl ek voorberei het en ek gaan nou vir julle sy storie vertel om hierdie lewende verwagting voor die Here te hê. En daar's baie ander kinders van die Here wat dit so beleef het al in die verlede.
Die Here Jesus het sy voorbeeld vir ons gegee oor die wegraping, die voorbeeld van sy eie hemelvaart, die voorbeeld van Elia en Henog. En een van die gemeentes het ek 'n oomie gehad, hy was al baie oud. En elke keer wanneer ek by hom kom, vraag my of ek weet hoekom hy nog lewe, dan sê ek vir hom, nee oom, en dan sê hy, hy het met die Here 'n deal aangegaan, hy wil die wegraping beleef, en hy gaan vasbyt en lewe tot daai tyd. Hy gaan saam met die wegraping. En hy het in sy hele wese vasgeglo. En hy het my oor verduidelik, daar is nie vir hom begrafenisstories nie, hy stel nie in hy goed belang nie. Hy gaan reguit op huis toe. En die oom was al baie oud. En hier op sy laaste word hy siek. En ek kom weer by hom en ek sit daar langs hom by sy bed. En met sy preebelstemmetjie sê hy vir my, ek is nou moe gewag. En ek is nou op. En hy sê vir my, ek het vir die Here gesê, hy kan my maar kom haal. Dis alright. En hy verduidelik vir my hoe hy nou hierdie ding met die Here uitgesort het. En kort daarna het ons hom begrawe. Dit was nie net vir hom kopkennis nie. Dit was nie net iets online nie. Maar hy het dit so lewendig beleef as nou, soos Paulus en soos baie ander kinders van die Here in die verlede. Die God van die onmoontlike. En vir jou wat dalk voel, maar is onmoontlik. Baie mense wat onder sonder oortuiging van sê, maar hoe kan die Here my lief hê? Hoe kan die Here in hierdie sondaar belangstel? Hy spesialiseer in die onmoontlike. Hoe, waar, wanneer is sy keuse? Maar hy spesialiseer in die onmoontlike. Soms lyk iets vir ons reg, totdat ons daar by die punt kom, dan sê ons, nee, ek kan nie hierdie ding trust nie. Hy spesialiseer in die onmoontlike. Dit was totaal onmoontlik dat Samson die pilare van die tempel aan mekaar kon trek, daai afgodstempel. God spesialiseer in die onmoontlike, hy het dit gedoen. Die beloftes aan Abraham en Sarah oor Isak. Hulle was al op soos oudhuis, toe kry hulle die belofte. Nog 25 jaar later doen God die onmoontlike. Om God se raadsplan uit te voer, is daar niks vir hom moeilik nie. Hy hoef nie iets in te oefen nie. Hy hoef nie te verbeter nie. Hy het die volle pakkie betaal, hy die volle prys betaal, en hy wil hê ek en jy moet ons volle vertroue op hom kom plaas. En baie keer is dit vir 'n kind van God soms moeilik, omdat jy staat maak op jou verlede ervarings, omdat jy staat maak op die pad wat jy mee gekom het, en jy ken jou eie swakhede en jou eie tekortkominge. Ek wil afsluit. Die menslike brein kan nie met God meeding nie. Net soos het ons nie alles kan verklaar rondom die tegnologie nie. En ons baie keer ons kop beskit en die ou mense na elke nuwe ontdekking wat hy maak, dan vra hy, wat nog? En as jy kleinkinder weer vir jou iets wys op jou eie foon, wat jy nie eens geweet het, en dan skit jy jou kop, wat nog? Ons kan nie met God meeding nie. Na elke ontdekking wat die Here jou kom verras, dan vra ons ook, wat nog? Want hy verras ons telke male. Die menslike onmoontlike is vir God die normale.
Luister, hy Charles Blondin het al op hy tou op en af geloop, ek het vir julle verduidelik hoeveel kilometers het hy geloop. Geen wonder hy loop al bindoek oor die ding nie. Dis al sy leefstyl. Hy stres nie eers meer voor 'n vertoning nie, hy gaan doen dit net. By God is daar nie 'n onmoontlike nie. Ek en jy mag dalk blinde kolle hê. Daar mag dalk goed wees wat ons nie verstaan nie. God is alwetend. En God weet alles van jou af. En daarom kom hy na my en jou toe, soos wat hy gedoen, soos wat Charles Blondin gedoen het met die man toe hy oorgeloop het. Wil jy my dat ek weer kan terugloop? Ja meneer, ek het dit met my eie oë gesien. En hy buig, klim op, ek vat jou oor. Hoeveel mense kom by daai punt om 'n oorgawe te maak? Hoeveel mense kom by daai punt om aan die Here oor te gee? Hoeveel mense kom by daai punt, hy is tasbaar daar? Maar sy vertroue is op die verkeerde plek. En hy breek nie deur nie. Ons brein word gekondisioneer en gebreinspoel oor baie goed op die sosiale media en inligting. En die slim mense in die tyd waarin ons lewe wil alles vandag meet in duisende jare en miljoene jare. En God sê vir hom is 1000 jaar soos een dag. Hy is nie tydgebonde nie. Ons ontdek, ons verbeter. Hebreërs 13:8 sê Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Dit kan nooit verander nie. Daarom kan ons volle vertroue op hom kom plaas. Van deur die eeuw, en jy die hoeveelste, miljoenste, biljoenste, wat hierdie keuse moet maak. En vir jou voel dit te groot. Vir jou voel dit net te erg. Terwyl die Here sê, vertrou my. Gee oor aan my. Kon jy vandag huis toe stuur om al hierdie prentjies op die bord, en dis hoekom ek hom so lank daar gelos het. Al sien jy jouself vanmôre in hierdie situasie, dat jy eerlik voor die Here sal word en eerlik voor die Here sal buig. My kopkennis weerhou my van kinderlike geloof, van kinderlike opregtheid. En mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, vir jou deurbreek. En die Here deur sy genade vir jou doen wat hy so graag begeer. Wie ook al na hierdie boodskap luister op watter medium hulle ook al sou inskakel in die toekoms. Die Here se woord bly vars soos nou. Kom ons gaan saam bid. Here, wanneer ons in aanbidding vanmôre hierdie praktiese voorbeelde vat en ons trek dit in ons eie lewe,
Dan voel dit soos daar die sondaar aan die kruis. Here, wees my sondaar genadig. En watter behoefte U ook al in hierdie oggend aangespreek het, kom bid ons vir daardie deurbraak, geloof in aksie, die verandering van verstandelike geloof na zaligmakende geloof, die verandering van verstandelike geloof, online geloof, na hartservaring en ondervinding. God het 'n verandering bewerk. By mense is dit onmoontlik, ons kan onsself nie eers help nie. Maar by U is alle dinge moontlik. Dryf ons uit tot op daai punt van totale oorgawe. Amen.